Hyrox groei wêreldwyd teen 'n ongelooflike tempo en dit gebeur hier in Suid-Afrika natuurlik ook. Suid-Afrika se atlete wys ook hulle kan met die heel bestes meeding. Jean-Marie Herbst en haar spanmaat Pieter Smith het onlangs by die Hyrox Wêreldkampioenskappe in Stockholm in Swede indrukwekkende uitslae behaal. Jean-Marie het boonop 'n persoonlike beste opgestel en was die beste Suid-Afrikaanse vrou in haar afdeling, terwyl sy en Pieter ook die beste SA span was wat daar deelgeneem het. Julle twee baie welkom by ons, lekker om julle saam met ons te hê. Kom ons gesels eerstens oor die standaard wat julle oorsee gekry het. Verduidelik vir my, hoe weeg het op teen Suid-Afrikaanse standaarde? Kyk, ons moet weet, daarso neem ons deel teen die wêreld se bestes. Ja. So, die tye wat hulle daar opgesit het in vergelyking met ons, is nogals heelwat vinniger. So hier in Suid-Afrika waar ons voel, ons is op 'n goeie standaard, die wêreld se standaarde is ongelooflik hoog. En elke jaar raak dit beter en beter en beter. Almal oefen harder, hulle raak vinniger, kompetisie is meer. So, ons was baie dankbaar om daar te wees en te kon kompeteer teen hulle, maar ons het nog 'n hele klompie werk om voor te lê. Ek wou nou net vir jou vra, Jean-Marie, wat gaan dit vat om op 'n plek te kom waar ons in die top 10 of top 20 kan opeindig? Dus ek dink Pieter het dit nou die dag baie mooi gestel. Hulle doen dit vir 'n lewe waar ek's bevoorreg. Ek is semi amper daar. Pieter het nog 'n werk. Ja. So hier in Suid-Afrika, ons probeer sport en werk nog saam doen. So dit gaan nog tyd vat. Dit gaan tyd vat. Heel duidelik is dit kan gebeur en dis 10-10 op pad. Vat net vir ons terug en verduidelik net vir ons kykers wat nou nog nie verstaan hoe Hyrox werk, presies hoe dit werk nie, Pieter. So Hyrox is 8 stasies, 9 stasies, en tussen elke stasie, 'n stasie is 'n 1000 meter ski of 'n 50 meter sled push of 50 meter sled pull. Daar is elke keer 'n beweging tussen die stasies. Goed. En elke hardloopstasie is 'n kilometer ver. So jy hardloop 'n kilometer by 'n volgende stasie. Yes. Elkeen van hulle is die groot ding wat mense kop so bietjie laat induik is hoe oefen mens vir so iets, want daar's aerobiese werk wat daarmee saamgaan en dan is daar anaerobiese werk en dan natuurlik kragwerk. Hoe kry mense dit alles bymekaar? 'n hele dag se oefening. So eenvoudig soos dit, nee, dis al wat dit vat. Baie eenvoudig. Ek voel, as jy sterk is in hardloop, is jou kop 50% deur. Dit is 50% se hardloop, maar jy moet ongelukkig krag ook hê. Veral die kategorie waar ons is, so 'n bietjie swaarder gewigte. Maar ja, daar's 'n fyn balans wat jy gaan moet handhaaf. Dis tot 'n mate toe eintlik soos 3 kampatlete oefen. Jy moet blokke oefen, nie waar Yes. nie. Hoe doen julle dit? Hoe deel julle dit op, Pieter? So, ek dink wat ons probeer doen is, ons probeer fokus op elke een individueel. So ons sal ons hardloop daai en dan sal ons krag daai. En dan tot en met 'n mate teen die einde van die week dan sit jy alles bymekaar. So 1 of 2 keer 'n week doen jy 'n Hyrox spesifieke workout, as dit so kan noem, en jy doen compromise running. So jy sit 'n sled push of 'n burpee saam met hardloop om seker te maak jy kry daai bewegings en alles agter die knie, saam terwyl jy moeg is. Wat het jou laat begin met Hyrox? Ek het 'n hardloop agtergrond, so ek kom van landloop en atletika. Goed. En ek het CrossFit begin en ek het gedink toe Hyrox uitkom, hierdie is die perfekte mengsel wat by my gaan pas. Vertel vir ons van jou hardloop daar. Wat was jou beste vertonings? Waarop is jy trots? Ek het 2010 het ek gekwalifiseer vir wêreldkampioenskappe in cross country. Landloop, skus my Engels. En dan hoogtepunte, ek het 'n komritsslag gemaak, Pieter ook. So ja, dit was die hoogtepunt van my hardloop was wêreldkampioenskappe. Vertel vir ons van die Comrades, net so terloops. Hoe was dit? Yes, ek het dit in 2022 gedoen, Ja. en dit was die opwaartse een. Groot ondervinding. Ek het voor dit verder wat ek gehardloop het, was 'n marathon. Nooit verder as dit gehardloop het. En toe ek by Comrades kom, toe ek na die marathon, na die 42 kom, toe besef ek, hierdie is 'n plek waar ek nog nie voorheen was nie. Maar ek dink dit is ook wat ons so lekker 'n span maak, is ons altyd se koppe is sterk. Ja. Ons is nie daar om net deel te neem nie, ons probeer elke keer verbeter en vertrou in mekaar. Julle neem nou weer in Augustus deel in die Kaap. Vertel vir ons daarvan asseblief. Ons wil graag weer kwalifiseer vir die 2027 seisoen se wêreldkampioenskappe. En hoe doen mense dit net so terloops? Hoe kwalifiseer mens? Jy moet eerste kom in jou kategorie. Ongelukkig in Suid-Afrika is dit net die eerste posisie. Ons was nou onlangs in Johannesburg was ons tweede.
met haarlynfraktuurtjie. Ag, Ehm, So maar ons veel. sal hom weer probeer. En as jy nou voorberei vir so iets spesiaal omdat daar nou so effens 'n hartbreek was, is daar druk daarby saam, want dit is net eerste plek wat gaan. Ja, daar is druk daarby saam. Ek dink tog op die einde van die dag, ons probeer dit nog geniet ook. Ja. Oordat dit nie ons voltydse werk is nie, probeer ons nog steeds 'n afstand hê tussen ons wil dit doen vir onsself of ons wil dit doen vir ander mense en ons is nog in die plek waar ons dit graag vir onsself wil doen en dit geniet en elke oomblik same doen en ja, Pret hê yes. en kompeteer. En kompeteer. Wat nie altyd maklik is nie. Somstyds raak mense so effens deur mekaar tussen die twee, né? As iemand hierna kyk en hulle dink hierdie klink asof dit kan lekker wees. Wat stel jy voor? Waar begin mens met IROX? En hoe begin jy oefen vir hom, Jean-Marie? Soos ek sê, as jy kan hardloop, jy moet 'n goeie aerobic base hê. Jy moet daai fondasie bietjie bou, hardloop fiks word. Die res van die stasies kom makliker. Dit is jy kan daai fyn detailtjies later aan begin hardloop. So, jy het dit gehoor hier by ons, begin hardloop. Seker 'n goeie manier om te begin. Daar's heel duidelik strategie wat daarmee saamgaan. Toe ons gepraat het, jy praat byvoorbeeld van as mens van hier af gaan kus toe, dan het jy 10% meer rooi bloedselle, jy haal makliker asem en mens kan vergeet dat jy harder kan hardloop by die kus. Wat is die strategie vir julle wat dit aanbetref? Hardloop mense eerste kilometer hardloop jy middelhard, waar val daai strategie, Pieter? Kyk, ek dink ons het nog nie die vinnig hardloop in die begin afgeleer nie. Ek self is iemand wat wil dadelik hard begin en Jean-Marie hou my so nou en dan sê sy vir my net bietjie stadiger, anders brand mense uit. So ek dink is maar hoe meer jy dit saam doen, saam met iemand, hoe beter leer jy jouself ken en as jy individueel dit doen, hoe meer jy dit simuleer, hoe beter gaan jy ook verstaan wat kan jy as 'n atleet doen? Wat is jou kapasiteit? Kan jy vinnig begin? Moet jy stadiger begin? So op die einde van die dag is repetisie en dan gaan jy jouself beter leer ken. Wat sê jy? Dit vat baie van my om vir hom te sê, gaan 'n bietjie stadiger, want ek is ook geken as iemand wat uit daai blokke uitspring. Almal sê vir my, fokus, moenie te vinnig uitgaan nie. Ek gaan vinnig uit. Ons voorheen het altyd gepraat van kaarte. Jy het 'n pak kaarte wat jou energie verteenwoordig en jy gee hulle net weg as jy regtig moet. Maar dit kan nie maklik wees nie want spesiaal in daai eerste een, daar's adrenalien, jy's op, jy wil deelneem, jy wil kompeterend wees. Veral op die wêreldsvlak. Ja. As jy in daai tonnel staan saam met hierdie amazing atlete wat jy op televisie sien en nou is jy in die tonnel saam met hulle, daai adrenalien is op 'n ander vlak. Wel, sterkte vir julle. Hoe dink julle gaan dit gaan in Kaapstad? Wat sien jy in die vooruitsig? Kyk, ons albei oefen hard, ons doen ons deel, ons gesels met mekaar, ons het 'n strategie. So ons gaan ons heel beste doen. As dit beter is, dan is ons baie dankbaar. As dit nie beter is nie, dan vat ons dit weer vir die volgende een. Julle het baie druk. Ek hoop die beste vir julle, sterkte vir julle en wel gedaan. Lekker om julle saam met ons te gehad het. Baie dankie. Dan sê baie dankie. Dis dan IROX en Suid-Afrikaanse kampioene wat hier by ons in die ateljee kuier. Volgende gesels ons oor Mandela Dag en ons praat oor baie wonderlike cuisine. Dis net hier op Goeiemôre, Good Morning. Bly waar jy is.